staan, kom ons sluit ons oë. Hoe wonderlik om vanmôre hier te kan wees. En te kan weet, Here, dat U die middelpunt is van dit wat vandag hier gebeur. En ons wil U eer vir wie U is. Ons wil U eer vir dit wat U vir ons kom doen het. Vandag die voorreg ook om die nagmaal te kan gebruik. Wat 'n storie vertel. 'n Storie dat U na hierdie aarde toe gekom het, nie om te veroordeel nie, maar U het gekom om te red. En Here, U het ons ook kom red. En Here, my gebed is vanmôre, dat ons net weer U sal raak sien. En net sal besef, wie U is, en hoe ongelooflik lief U elkeen van ons het. Dankie dat ons vir U saak maak, dankie dat U ons raak sien, dankie dat U na ons gebede luister, dankie dat ons kan weet dat ons is veilig in U hand. En ons wil U eer daarvoor. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Baie dankie, jy kan die sitplekke neem. Dankie ook aan ons musikante. Wat sê hy? Dankie aan die bederf. Onthou, ek is nog nie 50 nie, dit kom nog. Maar dankie daarvoor. Dis 'n voorreg om aan 'n geloofsfamilie te behoort en om deel te kan wees. En dis 'n voorreg. Dis lekker, is dit nie? Dis lekker om betrokke by kerk te wees. As jy jou Bybel by jou het, kan jy oopmaak baie bekende gedeelte. Sekerlik een van die bekendste gedeeltes wat daar is in die Bybel. En dit is niks anders as Psalm 23 nie. Nou ek wil graag om vir jou lees en dan gaan ons 'n bietjie stil staan by hierdie pragtige Psalm. Veral by die een vers wat sê, my beker loop oor. So kom ons lees vanaf die eerste vers. Psalm 23, Psalm van Dawid. Die Here is my herder. Ek ly nie gebrek nie. In groen weivelde laat hy my rus. Na water waar daar rusplek is, lei hy my. Hy gee my nuwe lewenskrag, hy lei my op die regte paaie ter wille van sy naam. Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dit is U staf en U stok wat my gerus stel. U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teenstanders. U verfris my kop met olie, my beker loop oor. Net goedheid en troue liefde sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal terugkeer na die huis van die Here tot in lente van dae. Weer vers 5, U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teenstanders. U verfris my kop met olie, my beker loop oor. Soos ek gesê het, sekerlik een van die bekendste psalms. Psalm wat jy uit jou kop uit ken. En 'n besonderse psalm wat Dawid geskryf het. Dawid wat, 'n koning was, 'n soldaat, 'n herder en ook 'n vlugteling. En hy skryf hierdie psalm uit hierdie verwysingsraamwerk wat hy te doen gehad het met lewe. En die lewe was nie altyd maklik nie, die lewe was nie altyd net maanskynende rose nie, en tog kom hy tot die konklusie deur te sê, my beker loop oor. Ten spyte van gevare, ten spyte daarvan dat hy gevlug het, ten spyte dat hy gevoel het die wêreld is teen hom, ten spyte daarvan dat hy nie eens 'n plek gehad het op tye om te slaap nie, sê hy nog steeds, my beker loop oor. En waar begin dit? En my vraag vanmôre eers aan jou is, ervaar jy dat jou beker oorloop? Ervaar jy vanmôre God se goedheid
en seën in jou lewe? Of koppel jy dalk my beker loop oor aan dit wat ek het en dit wat ek nog graag sal wil hê? Nou, die vertrekpunt om hierdie gedeelte te verstaan is om eerstens te sê oorvloed kom of begin by die herder. En hy begin deur te sê die Here is wie se herder? Die Here is my herder. Hy verpersoonlik dit. Hy sê die Here is my herder. En herder in die sin van die woord wat hy weet wat dit beteken het om 'n herder te wees. Hy weet wat dit beteken het dat hy as herder moes opgestaan het en sy skape moes beskerm het teen die aanslae of teen die leeu's of die beere of die gevaar wat daar was in die veld. Hy verstaan die konsep en hy begin deur te sê die Here is my herder en niks sal my ontbreek nie. En daarom is daar 3 waarhede. En die eerste een is oorvloed is verhouding. Oorvloed is nie besittings nie. Ons het al baie keer vir mekaar gesê dat lewensstandaard bepaal nie lewenskwaliteit nie. Dat baie keer sal jy dink, as ek maar net dit kan kry, as ek maar net dit kan hê, as ek miskien net daar kan bly, of as ek miskien net dit kan ry, dan sal ek kwaliteit hê, dit sal met my goed gaan, en ek sal die gelukkigste persoon wees wat op aarde is. En dan gebeur dit, en dan ervaar jy my nog steeds, maar nee, daar moet meer as dit wees. En daarom sê ons dat lewenskwaliteit is dit waarna ons jaag. En lewensstandaard bring nie vir jou, gee nie vir jou lewenskwaliteit nie, want lewenskwaliteit is gesetel in verhouding. Dis waar ware rykdom lê. Dis in jou verhoudings, dis in jou mense, dis jou rykdom wat vanmôre hier langs jou sit. Jou geld kan dit nie koop nie, dis wie jy het, dis waarin jou kwaliteit lê. En soveel te meer in ons verhouding met die Here. En weet jy wat mooi? Dat hy kyk na jou en hy kyk na my. En hy sê, maar ek wil hê, ek begeer dat jy 'n goeie lewe moet hê. Ek begeer vanmôre dat jy 'n lewe van oorvloed moet geniet. Hy sê dit immers in Johannes 10, sê hy, ek het gekom dat hulle lewe kan hê, en dit in oorvloed. Jogg, dis my mooi. Want die Here kom en hy sê dat ek wil hê, dat julle lewe moet hê, dat julle moet leef. En dit moet nie net 'n gewone lewenswyse wees nie, dit moet 'n besonderse lewenswyse wees, dit moet 'n wyse wees wat spreek van, daar's oorvloed. Jou beker moet oorloop. Dit gaan oor kwaliteit, dit gaan nie oor kwantiteit in die lewe nie. En dan, die tweede waarheid is dat ons hemelse herder, die Here, voorsien ook selfs in die teenwoordigheid van jou vyande. Selfs dat wanneer jy dink, dit kan nie slegter gaan nie, die wiele kan nie meer afkom nie, dan is hy daar, dan is hy by jou. Hy sê dit mooi, hy sê, u dek vir my 'n tafel voor die oë van my teenstanders. God verwyder nie die vyand uit jou lewe uit nie. Partykeer bid dat die Here sommer 'n paar ouens net sal vee, maar jy sal agterkom, maandag is hulle maar weer daar en niks vertrekking tot my werksomstandighede nie, okay. Anders gaan dit 'n droë 50 wees, okay. Maar die ouens is nie weg nie. Maar die woord sê vir my en vir jou, selfs in daardie tyd, wys God sy goedheid, wys hy sy liefde, wys hy sy teenwoordigheid vir jou, ten spyte van wat om jou gebeur.
Met ander woorde, dit sê vir my dat ons is in goeie hande. Dit sê vir my dat hy het 'n belang in jou lewe en maak nie saak wat mense doen of sê of tree in jou optree en hoe misluk en ongeskik en onsensitief hulle ook al mag wees en jou absoluut soos 'n wurm hanteer nie. God sien dit raak en hy sien jou raak. En in daardie omstandighede wil hy hê dat jy moet ervaar, my beker loop oor. Want my vreugde, my blydskap is nie in hulle gerig nie, maar dit is in wie hy is. Daai beker wat oorloop, het 'n mooi betekenis. In die Ou Testament was 'n beker wat oorgeloop het 'n teken van gasvryheid, van eer, van oorvloedige seën. En as jy by iemand gekuier het en die gasheer het gekom en hy het jou beker vol gemaak en dat hy amper al oorgeloop het, dan het jy ervaar, maar ek is welkom hier. Ek word hier geëer, ek behoort hier. En so wil die Here ook my en jou lewe, wil hy ons bekers volmaak. Want hy gee vir ons meer as wat ons nodig het. Hy gee vir ons genade op genade op genade. En ek sal met my saamstem dat ek en jy kort genade op genade op genade. Dis tog wat 'n kerk sê. Die kerk sê, hier's 'n klomp mense en nie een van hulle is perfek nie, want ons het God se genade in ons lewens nodig. En dis nie net genade nie, dis genade op genade op genade. Hy gee vir ons vrede bo angs. Hy gee vir ons daardie rustigheid en daardie kalmte wanneer die storms om ons woed. En jy weet nie lekker wat die uitkoms van hierdie storm gaan wees nie. Want hy bring vir jou hoop waar jy dalk wanhoopig is. Hy is nie suinig soos wat ek gesê het met sy genade nie. Paulus sê, waar die sonde toegeneem het, hoor mooi, het die genade nog meer oorvloedig geword. Nee, jy het hom nie gesnap nie. Kom ek sê hom weer vir jou. Waar die sonde toegeneem het die genade nog meer oorvloedig geword. Hoekom? Want daar's 'n prys betaal. Hoekom? Want hy het sy lewe vir jou en vir my gegee. Hoekom? Want verhouding is vir hom belangrik. Mens is vir hom belangrik. En hy wil hê dat dit met jou moet goed gaan. En uit oorvloed vloei intimiteit. Jesus leer ons om by die Vader te gaan stil staan. Jesus leer ons hoe om 'n dag te begin. Jesus leer ons om te prioritiseer dit wat belangrik is. En wanneer ek en jy ook daardie keuses maak en hom sien vir wie hy in ons lewens werklik speel, dan gaan ons tyd maak, ons gaan stil sit, ons gaan luister, ons gaan hoor, ons sal wil ervaar en ons sal wil beleef wat hy ook vir jou en vir my sê. In die afgelope tyd het ons baie daaroor gepreek en daarby stil gestaan is om te sê, maar kom jy by die skepper van hemel en aarde uit? Ervaar jy hom vir wie hy is? Of is jy tevrede met die krummels wat 'n mens maar deur die week optel? Of miskien op 'n Sondag kry? Ek wil vir jou vandag sê, daar's baie meer as dit. Hy het die begeerte om met jou tyd te spandeer. Hy het die begeerte om met jou te gesels. Hy het die begeerte om net stil saam met jou te raak. Jy sien, want as jy daar klaar is, kry jy daai krag. Wanneer jy daar klaar is, dan ervaar jy God se teenwoordigheid. As jy daar klaar is, dan besef jy wie jy is en wie God is. En dis in dieselfde asem waar Dawid dalk in daardie oomblik sê, met my God loop ek 'n bende storm. Ek hou van sy gesindheid.
Met my God spring ek oor die hoogste muur. Maar dis iemand wat eers by sy vader uitgekom het. Dis iemand wat eers weer besef het met wie het hy te doen. En maak nie saak wat die reëse, maak nie saak wie in sy lewe is, en maak nie saak wie vir hom moeilikheid gee nie, dit skrik hom nie af nie. Want hy weet wie is saam met hom. Nou kan hy nie anders as om te sê, my beker loop oor. My beker loop oor van God se liefde en sy teenwoordigheid in my lewe. Miskien vra jy nou vandag maar goed, hoe lyk daardie oorvloedende lewe prakties? En ek wil sê, die eerste is dankbaarheid. Dankbaarheid. Mense wie se beker oorloop, het dankbaarheid in hulle harte, want hulle weet dat daardie oorloop en daardie beker is nie van hulle uit hulle self nie, maar dit is God wat 'n goeie God is. Dankbaarheid help om vir my en jou sin in die lewe te gee. Dankbaarheid help ons om ons lewenskwaliteit te verhoog. Dankbaarheid help my en jou om met 'n ander bril na mense en na situasies te kyk. Statistiek van dankbaarheid sê mense wat dankbaar is mense wat net oor die algemeen beter doen. Hulle slaap ook beter, hulle het minder depressie probleme. Daar gebeur iets in hulle lewens. En omdat hulle dankbare mense is, kan hulle nie anders as om ook net vrygewig te wees nie. Oorvloed is nie net om te ontvang nie. Oorvloed is ook om te gee, om uit te deel. Jesus sê, gee, en aan julle sal gegee word. Ek dink 'n bietjie mooi oor wie die Here is. Hy's 'n God wat gee. Hy het nie teruggehou nie. Hy het nie teruggehou en gesê, ek gaan nie Jesus Christus na hierdie aarde toe stuur om vir julle sondes te sterf nie. Hy het sy lewe vir ons kom gee. Hy kom opoffer vir jou en vir my. Hy is 'n God van barmhartigheid en genade. En die woord gaan verder, hy sê, en lankmoedig is die Here. Barmhartig in terme van om te gee, om deel te wees, om betrokke te wees. As jou beker oorloop, het die Here die begeerte dat jy sal deel. En dis miskien waar hierdie bokse gedagte vandaan kom. En dit is dat hy hoef nie vol terug te kom nie. Maar dink ons nog, is ons nog ingesteld op nood, op behoeftes? Of gaan dit so goed in ons eie kokon dat ons nie meer die stikkenheid en die seer en die gebrokenheid meer raak sien nie? Kan ek vir jou sê dat as jy in 'n gemeenskap werk en jy is by 'n skool betrokke, dan sien jy stikkenheid, jy sien gebrokenheid. En die gedagte is om dan te sê, maar ons as gemeente ervaar God se goedheid, ons ervaar God se seën. Maar dit is ook 'n manier om net bietjie terug te gee en te sê, maar as ek my koskas oopmaak en daar is soveel blikkies kos en onbederfbare kos en elke keer koop jy maar net weer aan en jy vergeet wat jy gekoop het en as checker 60 kom, dan is dit maar nog kos en nog in wat jy in die kas in sit. En ons mense wat swaar kry. Die gedagte was gewees, kom ons sit daai boks in die koskas. En wanneer jy jou koskas oopmaak en jy sien jou oorvloed, gooi net 'n blikkie in. Gooi net 'n pak spaghetti in. Of dit nou 'n boerie sous of 'n boelie beef of 'n blikkie tuna of wat ook al is, gooi dit in. Kan jy verseker ons sal sorg dat dit by die regte plekke uitkom. Dit bring ook vertroue
in donker tye. Dawid sê, al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weer. Hy sê nie, as ek dalk gaan nie. Hy sê eintlik maar, wanneer ek gaan, dan weet ek, die Here is daar. Sy staf is daar. Sy tafel is daar. Sy beker is daar. Miskien sit jy vandag hier en jy sê miskien vandag vir my, Marius, my beker voel leeg. Dalk is dit finansiëel, dalk is dit emosioneel, dalk is dit geestelik. Dit kan enige een van hierdie drie wees. Wil ek jou weer terugvat om te sê, gaan kyk na Psalm 23, want die bron is nie in jou beker nie. Die bron is die herder wat na jou kyk. En oorvloed beteken, ek het nie dalk alles wat ek graag wil hê nie, maar ek het alles wat ek nodig het in hom. Wanneer ek en jou op 'n plek kom en ons sê, ons beker loop oor, dan sê ons eintlik vir mekaar, ek ervaar en ek sien sy teenwoordigheid in my lewe. Ek ervaar en ek sien sy voorsiening in my lewe. En ek ervaar sy goedheid en guns in my lewe. En dis die fokus. So om te sê, Here, dankie dat U vir my lief is. En dankie dat ek U kan ervaar as 'n God wat voorsien en gee en wat vir my lief is. En al voel dit vir my die wêreld is teen my, sal ek nie bang wees nie, want U is met my. U is by my. U is saam met my. Immanuel, God met my. En daarom kan ek ervaar, my beker loop oor. My beker loop oor. Amen.